Julle, hierdie is episode 19, wanneer God stil lyk. Voor ek hierdie episode vir julle gaan voorlees, moet ek net eers vir julle iets verduidelik en ek weet nie eers waar om te begin nie. Ek voel so oorweldig en hierdie is 'n getuienis. Ek is besig om die Engelse boek te skryf, Angelic Presence. En ek het begin vassak hier aan die einde. Ek weet nie waar om te begin en hoe om vir julle te verduidelik nie, maar iets het net nie vir my reg gevoel nie. Die orde, iets is nie reg nie en ek het hierdie boodskap ontvang dat ek moet die boek verbrand. En ek kon toe nie verstaan, maar hoe sit ek so maande en werk aan hierdie boek en nou moet ek dit verbrand nie. Toe wys God vir my dat ek nie die boek moet verbrand nie. Ek moet net die orde, my seisoene regskuif. Al die detail is reg, die kronologiese volgorde, alles is reg, maar ek het die seisoene de mekaar. En dit is nie die boek wat ek moet verbrand. Dit is net die seisoene wat verander. So, ek doen dit nou, maar waaroor ek kom getuig is, ek weet nie hoe dit vir julle te verduidelik nie, maar dit is so supernatural, julle. Dit is 'n lyding wat ek nog nooit in my lewe ervaar het nie. Selfs hierdie podcasts wat ek al maande terug of weke terug geskryf het, is nou elke dag 'n boodskap van God aan my. En dit is presies waar ek sit op hierdie oomblik. En dit pas aan by vandag se tema, wanneer God stil lyk. Daar was dae wat ek niks gehoor het nie. Geen lyding, geen tekens, net stilte wat lank bly lê. Ek het gewonder, het ek iets verkeerd gedoen? Het hy weggeraak? Maar later het ek verstaan. Stilte is nie afwesigheid nie. Dis die ruimte waar geloof groei. Want as hy altyd praat, hoe sal ek ooit leer om hom te vertrou as hy stil is? Dis dit daardie seisoene dat hy kyk of ek nog glo, sonder tekens, sonder stemme, sonder duidelike pad, nie as 'n toets nie, as verdieping. Ek het geleer dat geloof nie bou op gevoel nie. Geloof hou vas wanneer gevoel ophou praat. Salig is die wat nie sien nie en tog glo. Ek het begin verstaan dat God se stilte ook 'n antwoord is. Nie altyd nee nie, soms net wag, want selfs die hemel hou asem op wanneer hy besig is om iets nuuts te vorm. So nou, wanneer hy stil is, raak ek nie meer bang nie. Ek raak net stil saam met hom, want ek weet, as hy stil is hy besig. Dis vreemd, hoe die diepste geloof groei, wanneer daar niks om aan vas te hou is nie, behalwe sy stilte. Wat leer sy stilte jou nou? Ek kan nie vir julle beskryf al die emosies waardeur ek gaan nie. Die boek, dis nie net 'n boek nie. Dis
Dis my hele lewe wat 'n getuienis is dat God was die hele tyd daar. En ek sien dit. Ek het dit nooit gesien nie. En God wys dit nou vir my. Ek was nooit alleen deur die vuur nie. Dit was net my lesse.